Okay. So, baie dankie, ja. Wat ons ook opgelet het, is dat Saron het ook baie matriculants. Hier's baie kinders wat matriek is, wat matriek haal hier in Saron in. Maar na matriek, wat is daar vir hulle om te doen? Daar's niks opportunity vir hulle nie. So, ons het vandag 'n spreker of die leader of die president van die Youth League van die NCC hier om die kwessie aan te spreek van ons youth. So, kan ons 'n ander klop gee vir Joseph? Goeiedag my mense. Ek dink ons leiers het al reeds alles gekabbel. My vocabulary is nie so goed soos Anke Normans en nie man. So ek voel nou 'n bietjie ander pressure. Maar kyk, is nou al my tweede of derde keer wat ek nou hier is in Saron. En vanaf die eerste keer wat ek hier gekom het in die gemeenskap, van daai tyd tot nou toe, het niks nog altyd verander nie. En soos ek nou aangegaan het in die gemeenskap nou vandag, saam met Anke Norman, saam in ons span, en ons gaan 'n bietjie dieper in, en ons praat 'n bietjie meer met mense wat nou al reeds in Saron bly, vir 40 jaar, wat nou in die gemeenskap is, en in die gemeenskap werk, en hulle gee vir ons 'n bietjie agtergrond oor Saron, en waar die ding begin, en of enige iets, en hy was my vraag gewees, het enige iets verander, vir die laaste 30 jaar in Saron. En dis 'n vraag wat ons almal moet vra. Wat het verander vir ons in ons eie gemeenskap in? Hoeveel politieke partye het nou al gekom beloftes gemaak, weggeloop en nog altyd niks gedoen vir ons mense nie. Ek meen dit, ons is nie nou in die tydperk wat dit nou verkiesingstyd is nie. Maar die NCC is hier. Dus ons is baie ver daarvan. Maar miskien ook baie naby. En as ek sê baie naby, dan beteken dit dat ons het nie baie tyd om nog ons minds reg te kry om te sê, vir wie gaan ek nou stem? Ek het vanmiddag vir die mense gesê aan die ander kant, ons moet nou ons eie mense, ons self 'n kans gee. Ons het vir almal 'n kans gegee. En niks het reg gekon nie, dankie oom. Niks het verander vir ons nie. En as ek sê ons, dan beteken dit ons, vir ons mense. Beteken nie omdat ek nie van Saron is nie, dat ek nie die pyn voel wat julle deur gaan hier nie. Ek is 'n breinman, dankie oom. Oom maak het so lekker makkelijk met my sentence daar, my sin te voltooi. En soos ek sê, dat wat ons deur gaan in die Kaap is miskien nie op dieselfde vlakkie. Maar as jy kyk nou, die tipe dinge van wat ons deur gaan, is baie similar, is baie na aan mekaar, man. Daar by ons sit hulle ons ou mense se water af. Maar hier op die plase is daar mense wat al vir maande sonder water is. So wat die mense daar deur gaan en hier, is dieselfde dinge. Ons jong mense het ook nie werk aan die kant nie. Ons jong mense kry ook nie geleenthede hier aan die kant nie. So, vir ons as breinmense, ons moet nou besluit nou, gaan ons stil bly, of gaan ons opstaan vir ons kinders? Because as dit al nou al klaar so swaar is vir ons om nou werk te kry en geleenthede nou te kry, imagine 10 jaar van nou af, gaan die kultuur van Saron nog hier is in die volgende 10, 20 jaar. En hulle sê, evil only prevails when good people say nothing. So die duiwel gaan net aan met sy plan en hy gaat vorentoe as goeie mense niks sê nie. Because is nie my probleem nie. Hulle doen iets aan my neighbor, aan my buurman, ag, is nie my probleem nie. Ons moet begin te in sync lewe met mekaar, ons moet begin te mekaar vat by die hand en sê genoeg is genoeg.
Baie van die challenges wat ons jong mense deurgaan, is because onze communities, onze gemeenskappe, is baie distant van mekaar. Ons liewe vir onsself, ons liewe nie meer vir mekaar nie. Ons moet nou besluit, gaan ons opstaan en veg vir die regte ding, of gaan ons net terugstaan? Soos ek sê, ek sal regtig waar gelyk sit om te sien meer jong mense hier. Because pad van die geskiedenis wat ek gekry het, is dat tydens apartheid het ons jong mense opgestaan. Julle het opgestaan, maar julle was nog jong en julle het geveg vir die so-called democracy en human rights wat ons het vandag. Maar ons is nog altyd nie daar nie. Ja, ons challenges might dieselfde is, wat ek sê altyd vir die mense in die Kaap, en julle weet nie wat gaat aan nie buiten die Kaap, nog altyd in die Wes-Kaap. Hier gaan ons premie, nie ons premie nie, hulle premie gaan. En hy gaat vertel vir die mense hoe wonderlik die Wes-Kaap is, en die Wes-Kaap het nou so baie werk geskep vir mense, en hulle gooi die stats van hulle kontrol, ons allemaal die goed is so, hulle sê vir die mense, hulle het allemaal die werke geskep vir ons mense. Vir wie? Because ek sien nie, die is die reality nie. Because ek is tussen my mense elke dag. En ek sien nie, die is die reality nie. Maar hulle loop met die idee, en hulle druk het daar buiten vir die mense, dat ons is fijn in die Wes-Kaap. Die mense van die Kaap, en die mense van die ander provinsies, moet vir julle begin te voel. Because the way ek het sien, is amper so Saron is a forgotten community. You only become important when it's election time. Dan is allemaal die parties hier so. Maar nou, hulle gaat nie nou kon nie. Ek het nou net iets gesê vanmiddag, toe sê vir my, toe ons daar is by mense, is het vir hulle 500 liter is water geneem. En ek wil dankie sê aan ons span in Saron vir die werk wat hulle doen, met die kleine bykie resources wat hulle het, wat hulle aan mekaar sit, gaan hulle en hulle veg vir human rights. Because ons word gesien, as die water weghaal van mense af, dan is het dan besoet, sy is die mense, man. Hoe moet ons leef elke dag? Huh? Ek sta na en ek hou hy klinkenetjies dop en ek dink, joh, die klinken nou al by 2 jaar oud of 1 jaar oud, maar nou al experience wat het is om sonder water te lewe elke dag. Het breek my. Maar het hang van ons af. Ons stem, ons petten, ons voting petten, van elke keer dieselfde. Dit is amper soos, ek skop jou, ek breek jou been, ek sê ek sorry, en dan vergewe ze my, en dan move ons aan, en dan doen ek dieselfde ding aan jou weer, en ons is net heel tyd 'n repetitive ding. En ons allow die abuse, heel tyd om plaas te vind, ons moet verandering bring. Maar verandering begin met ons. You want change, it starts at us. Ons MPL is hier vandag, jy gaan nou aandag aan ons MPL, hy is ons representative in provincial parliament. Baie goeie werk word gedoen vir ons mense. Die stem van ons mense as breinmense word nou daar binne gelig. Die hom. En het is belangrik. Ek weet dan nou reeds dat hy is besig met 'n saak wat aan Lana oorgehandig het aan hom met die Drakensberg munisipaliteit. Ook in terme van grond of behuising of iets soos hy. En hy is nie bang om dit aan te vat nie. En die span agter ons is ook nie bang om dit aan te vat nie. Ons president is ook nie bang om dit aan te vat nie. Dit is belangrik dat julle dieselfde spirit ignite binne in julle en sê genoeg is genoeg. Dankie mense vir die geleentheid. Dankie Saron. En ek hoop dat ons gaat progress hier vandaan af. Dankie.